Maar ek wil vir julle 'n storieetjie vertel van my braai en set oor 'n mosselpotjie. Dit is, vir my is 'n braai mos enigiets wat jy op die vuur doen. En 'n potjie daarmee is natuurlik ook definitief een van dit wat ons op die vuur doen. Dat is mos nou eintlik maar, weet ek het al op 'n stadium van my lewe potjies op gas gekook en so aan, en ek het besluit, nee, dit voel vir my so 'n bietjie as ek verneek. Ek moet liewers maar die potjie daar op die vuur maak. Nou ek weet op 'n stadium het ek dit juist op die gas gemaak, want die potjies jy hom daar op die kool het, dan raak jy dan verskriklik vuil. En dan moet jy nou met daai swart goed met jy nou jou potjie mee skrob. En maar nou deesdae wat ek het dit gesê, dis ook nie so erg nie. Skrob maar daai swart van die potjie. En die potjie is in elk geval swart, so jy kan nie altyd dit mooi sien nie, maar haal maar die ergste af. So ek verkies om ook nou my potjie op die vuur te doen, op die kole. En ek het my situasie daar op my braaiplek is lekker ingerig vir dit. Ek sal ook miskien 'n bykosie of iets sal ek daar op die gasstofie maak, maar dan gebruik ek my vuur en my rooster en my gasstofie, dan moet ek iets anders, weet dan ook vir 'n plek hê. Maar die keer wat ek veel wil vertel, jy weet ons manne, hulle hou mos daarvan om so nou en dan net 'n manne aan te hou. Gewoonlik is dit sommer op die ingewing van die oomblik, of partykeer is dit gereël, een keer 'n maand of een keer 'n kwartaal, dan kom die manne by mekaar en dan is dit 'n bringend braai en dis 'n glasie en die manne kuier en hulle gesels en dis jolig en dis vriendelik en dis lekker en dan gaan hulle huis toe. En so was ek op 'n stadium ook deel van so 'n groepie gewees. Nou die gebruik was nou as hulle nou die aand na my toe kom, as dit nou my beurt is. Jy het nou beurte gemaak, jy kom nou by elkeen, een ou op 'n slag en kom jy nou by sy huis. Dan die oupies wat nou tuis is, hy moet dan nou net een voorgereg bysit. Dis maar gewoonlik maar slaai, weet, of ek het daarvan gehou om slap chips vir die ouens te bak. En weet net ietsie lekker by 'n aardappelgereg. Jy bring elkeen jou vleisie en jou drinkgoedjies en dan kuier jy lekker saam. Nou die een keer toe is nooi ek dan nog 'n ouetjie saam, 'n vriend, nou dis my buurman gewees. En om nou saam met ons te kom braai die aand. Het was gewoonlik op 'n woensdag aand gewees, interessant, waar ek nou hierso in jou stasie ateljee sit, was dit ook altyd op 'n woensdag aand, en dit was een keer in 'n maand gewees. Nou dit was baie lekker gewees. En die aand toe is hy nou die gasheer, so hy moes nou die bykos gereggie maak. En so het hy nou met sy potjie daar aangekom, ons het 'n lekker vuurtjie gemaak en lekker gekuier. Nou kyk ons hom so, hy is nou hier met sy potjie, doen nog ons vra dan van wat dit doen. Nee, dit is sommer die bykos hier wat hy vir ons maak. En so vra ons nou van wat hy doen. Hy sê hy maak vir ons 'n mosselpotjie. En die bestanddele wat hy nou gebruik het, sommer hier geblikte mossels en room. En ek weet nie wat hy nog, speserye en sulke goed wat hy nog ingegooi het nie. Dan het hy ook hierdie lang Franse brode, het hy so in snytjies gesny en hy het hom so net daar in 'n bakkie gesit. En toe in die loop van die aand, so halfpad toe, is die mosselpotjie toe nou gereed. Hy sê toe vir die manne, maar nou het ons al klaar stadig aan met ons vleisie ook nou begin, ons choppies of wat ook al ons nou wil braai vir die aand, so almal is nou so besig. Ons sit sommer so 2 ouens so goed op een rooster en dan maak ons die dinge so stukkie vir stukkie gaar, of bietjie vir bietjie. En dan kuier mens nou lekker intussen tyd. Nou ja, toe is dit nou tyd dat die mosselpotjie toe nou gereed is. En hy sê, nee man, hier is nou vir julle voorgereggie. Julle kan nou lekker kom voorgereggie eet en dan voordat jy ons vleisies klaar gebraai het. Nou ja, so vat almal nou maar, weet 'n bakkie en skep nou vir 'n bietjie van die mosselpotjie uit, 'n klein bakkie. En jy vat nou maar 'n broodjie daar, 2 en nou doop jy dit nou binne die mosselpotjie en dan eet jy dit nou. Ek sit te kyk die storie, maar nou is dit die eerste keer wat ek die mosselpotjie eet en ek sit te kyk al nou, want ek weet nou wat ek oorgekom het toe ek die mosselpotjie vir die eerste keer geëet het. En ek gaan sommer sê wat met my gebeur het. Ek het die mosselpotjie geproe wat hy gemaak het en ja, toe ek nou een snytjie dink ek wat, kom ek vat maar nog 'n broodjie en ek doop hom weer in en ek hap so 2 keer, 3 keer aan hom. Toe sê ek nou klas, maar dit is dan lekker en later is dit 3, 4, 5, 6, 10 broodjies. Nou kyk ek hulle so, en daar gebeur dieselfde nou met hulle. Nou sit ek geniet hulle, nou vat hulle vir hulle 'n bietjie van die mosselpotjie, skep hulle in 'n klein bakkie en dan stap hulle nou eers om na die ander kant van die vuur toe, dan doop hy nou sy broodjie in. Maar dis nie lankie, dan stap hy maar weer terug die kant na die potjie toe, dan doop hy maar weer sy broodjie en so eet hy hom. Toe sit hulle ook die 6, 7, 8. Nou jy weet, hulle het gebring steaks en weet hierdie groot Texas steaks ook en die lekkerste vleis om te braai. Die ouens gewoonlik met daai aan het hulle uitgehang en vir hulle lekker self, weet, is nou vir homself, man, hy bederf vir homself.
En dit is nou lekker besigheid. Nou ja, teen die tyd van daai aand, om nou my storie af te sluit, toe die vleis nou gaar is, en alles is nou klaar, en die man is nou gereed om te eet, en dis toe kort daarna wat die aand verby is, toe pak almal maar hulle ou choppie in, dit wat hulle so mooi gaar gemaak het, en so duur voor betaal het, hy sit hom in sy bakkie en hy vat hom huis toe, nou ja, die mosselpotjie was toe nou vir ons genoeg geweest, ons het toe nie nodig gehad om nog te eet nie, en so kan hy oorkom, nie, met 'n voorgereg, jy kan jou duidelik misgis, so jy kan gerus ook 'n mosselpotjie beweer, al wat ek weet is 'n room, en mossel, jy vat so 'n hele blikkie en jy gooi hom in, en dan seker nou maar spices, so ek het nie die resepie, maar al wat ek vir jou kan sê, jy gaan maar, die ander goedjies, kan jy maar braai, ek weet of jy 'n plek in jou maag gaan hê, as jy daai mosselpotjie reg gemaak het nie. So, dis sommer, oor daai vriend, sy naam was Mohamed, wat daai mosselpotjie so lekker gemaak het, op die vuur, terwyl ons manne so lekker gekyk het. Probeer hom, dit mag jy dalk verras, heerlike voorgereggie, maar oppas, hy word sommer net daar 'n hoofgereg.